Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Yes, my ou vriend, so stap die week aan, hè. Vandag alweer Vrydag. En, baie dinge hierdie week gebeur met my. Ek glo mos daaraan, dat my oorlede maat altyd gesê, alles wat sleg is, slegte goed wat met jou gebeur, onaangename goed, kom ons sê liewe so. Anders dink jy nou ek praat van kos. Want kos kry jy definitief baie kos wat sleg is. Maar ja, die ding is, my maat altyd gesê, hulle kom in 3. So hierdie week werksgewys 2 net so na mekaar. En ja, 'n dag al daar, toe kry ek nog ene. Wat 'n tegniese probleem is, maar is 'n groot probleem. Dit beteken ek gaan so sonder my rekenaar moet klaarkom vir 'n tydjie. Maar nou ja, verder dan, alles lyk my stoot voort, noord, ware noord. Nee, ek dink hier is heeltemal ware noord nie, maar het stoot voort, noord. En ek sien nou die dag, daar is 'n bordjie op by 'n ouete huis, wat ek so toe gaan, my ou skoonma, sy is in 'n aftreeoord, of 'n versorgingsoord eerder. Nou sien ek, nou die dag daar by die ouete huis, is daar 'n bordjie op, so in 3 dele, die bokant sê, yesterday is history, so ons worry nie meer oor gister nie. Today is a blessing, and tomorrow is a mystery. Toe dink ek so 'n bietjie oor dit, toe dink ek by myself, ek gaan daai bordjie verander, die sê ding. Ek is heel happy met, dit maak vir my sin, yesterday is history, maar om te sê, today is a blessing. Ja, dit is seker dalk 'n blessing, maar aan die ander kant van dit, is dit eintlik 'n mystery, want in vandagse tye waarin ons leef, bliksem, jy weet nie wat gaan jou tref volgende nie. Dis absoluut 'n mysterie, 'n mysterieuse spul. En tomorrow, is dit dalk meer gepas om te sê, tomorrow is a blessing, want jy het nog 'n dag bygekry. Maar ek dink today, vandag, is definitief. Ek dink today, vandag, behoort eintlik, ja, 'n mystery te wees, want ek ry nou hier deur PE's is gebruiklik. Hier in Dabai, nou kyk ek maar so goed as wat gedoen word, wat agterblewe bly en so aan, goed wat nie gedoen word nie. Goed wat heeltemal normaal is eintlik, wat moet gebeur. Ons het deur die jare het ons opgang gemaak in die lewe. Ek hoor daar's baie mense wat na dit verwys as white privilege, maar dis absoluut 'n bog. Dis snert man. Almal, ongeag van ras en kleur, ewen gedurende die ou sogenaamde bestel, apartheid en dit, het baie lekker ook tussen dieselfde KPA se wit lakens gelê, selfde medisyne gekry, selfde kos gekry, en so kan jy aangaan. Niemand het vir mense gesê, gaan brand jou skole af nie. Revolution now, education later. Onthou jy nog daai enetjie? Niemand het vir enige iemand gesê om dit te doen nie. So ja,
Maar vandag se tye, soos in my vorige video, ek dink ons moet hom net weer vinnig kyk. Want ek dink net, dit is net vir my so absoluut treffend. Hierdie ding moet eintlik 'n loerie toekenning kry. Hierdie ene van Lawrence Troon. Ek meen, wat kan jy sê? Op 'n man wat so 'n toespraak maak, dis amper so sterk en so kragtig. En so ferocious. Soos ou Churchill met die sigaar in die mond wat destyds gesê het, we'll conquer them. In the benches and the trenches en ek weet nie wat alles nie. Hierdie Lawrence Troon enetjie gaan vir baie, baie lank nog deur my oor en oor gekyk word. En onthou, hy het nie antwoord gekry nie. Niemand hom geantwoord nie, niemand eens gestry met hom nie. Alhoewel het kan wees dat daar geen ANC raadslid teenwoordig was nie. Dis miskien hoekom dit so stil geraak het. Today we're asking ourselves, what did we do to get such a bad government like yours? What did we do wrong? Speaker, when we leave our houses, we are faced with potholes, with water leaks, with sewage flowing down the streets. What have we done? Why do we deserve such a bad government like yours? Speaker, in Bible times there was like 10 plagues. How unfortunate for the people of Nelson Mandela Bay that we have to experience the 11th plague under you. Your government has become a curse to the poor people of Nelson Mandela Bay. You have returned hundreds of millions of rand that was supposed to upskill and better the living conditions of our poor people. What a curse you have become to this people of Nelson Mandela Bay. Maar dan die ander goeders gaan aan. Ja, wat sy ou Engelse gesegde, better the devil you know than the one you don't know. Maar het lyk my nou, ek luister nou na al die politieke analiste en ouens wat die Suid-Afrikaanse politieke terrein bespied die hele tyd. Nou word die vraag gevra, gaan dit so 'n goeie ding wees as Cyril nou verdwyn? Die agbare staatspresident is hy nou besluit, nee wat, hy lê die tuig neer. Want dan is daar 'n moontlikheid dat ons kan vir Paul kry, dit is nie Paul McCartney nie, dit is Paul Mashatile. Of ons kan dalk, hulle sê hy is die rykste man in Suid-Afrika, Patrice Motsepe, ons kan dalk vir hom kry, en ek sien, hy het so 'n paar maande terug, lyk my ook 'n party geregistreer, maar as ten minste T-shirts vir die party, so dit moet 'n party wees, vir hierdie toekomstige munisipale verkiesings hier in November. Dan is daar seker ook 'n moontlikheid van iemand anders wat vanuit die kant uit kan kom. Maar dit word net aanvaar dat die visiestaatspresident, die onderstaatspresident, Paul Mashatile in die geval, dat hy werklik die troonopvolger moet wees. So dit is nou 'n ding daai, né? As jy moet in 'n politieke bestel in 'n regering, en hierdie ene noem hulle mos nou 'n regering van nasionale eenheid, wanneer die ander partye moet sê, okay, stop die lorry, kom ons hou maar, ons weet wat ons het in hom. Maar hy is nie vreeslik danig nie, hy is dalk danig met homself, maar ons hou hom maar, want ja, kyk, John Steenhuisen het mos destyds gesê, hy het dit tot nie Withuis herhaal, kan jy het oorvertel, hy het dit tot vir Trump vertel, en Trump verstaan dit nie, maar dit was natuurlik na Trump gesê, dim the lights, en onder andere, daai videovoeties gewys het van Malema se kill the farmer, kill the boer, wat hy toe besluit het,
Hy moet die kat uit die sak uitlaat. Toe sê hy, ja, die rede was hoekom hulle in die regering van Nasionale Eenheid ingegaan het met die ANC was om die EFF en onder andere die MK-party uit te hou. Nou as jou hele politieke ideologie en al die geleerde woorde wat saam met dit gepaard gaan, so vlak is, dat dit die enigste rede is hoekom jy in 'n regering van Nasionale Eenheid moet ingaan. Sorry ou boet, as jy dan ver in die wêreld, Kitty. I don't buy that. Maar, terug by die CIC, Julius Malema, terwyl ons nou van hom praat, het ek 'n baie interessante vergaderingkie of get-together gekyk. Het lyk my het was gehou vir podcasters, spesifiek politieke podcasters. En wie wat, as jy nou kyk, alles is Mike Sham, al die ouens was daar. Ek het onder andere vir hom gesien, want ek dink Julius het die meeste en die hardste met hom gepraat. En hy het by tye maar vir my baie verleë gelyk, amper soos die skoolseun wat agtergekom het, hy die onderhoofmeisie gedruk durende pausetyd. As a podcaster, if I were to ask you now, show me a policy of the EFF where they are committed to killing farmers. Where is that commitment? Where is that policy of the EFF? You are part of the problem because you are engaged in scaremongering. Swart gevaar. Rightfully so, because you are a beneficiary of it. You have no problem just lying right in front of the so-called state of the nation. You are lying. There's no such a thing. The Constitutional Court, in relation to the song, if you are referring to the song, because you may not know the difference between a policy and a song. That's white privilege, of course. People will not even think you will not know the difference because you are white and inherently informed. There's a difference between a song and a policy. So, dit Julius baie mooi weer. Ek het so vir jou so 'n verkorte greepies of van wat hy alles gesê het. Maar ek laat vir jou die skakel vir daai hele gesprek. Laat ek vir jou onder in die beskrywing van hierdie video. Dat jy die hele ding gaan kyk. Kyk, ek sê nog steeds. Julius Malema kon al lankal. Luister nou vir my mooi. Jy kan kwaad raak vir my, jy kan verskil van my, alles, jy kan maak net wat jy wil. Julius Malema kon al in 2016, 2015 die staatspresident geraak het in die land. As hy net so bietjie aan sy saang geskaaf het. Hy is intelligent, hy dink op sy voete. Ons het dit nou onlangs weer gesien in die hof. Alhoewel in die hof het hy 'n paar blapse gemaak met daai vuurwapensaak wat ek hom andersins sou op geadviseer het. Maar hy het letterlik met hierdie vurige podcasters en hulle hele narratief van, ja, kill the farmer, kill the boer en alles en daai, het hy mee gemors. Kyk gou hierso. The song has always referred to the system, not to individuals. And the song was even sang by white progressive. Not people like you will not have sang about it because we wanted to benefit from the system perpetually, which we're still fighting. So there is no farmer that's going to be killed by the EFF because Mugabe did not kill any farmer. Thabo Mbeki did not kill any farmer. Nelson did not kill any farmer, yet they sang this song. We did not coin this song. Again, because of your privilege, you may not know the history of the song. If you knew the history of the song, you'll know we didn't coin the song. The song comes from the trenches of MK. It's an ANC song. It's a struggle song. We've inherited it and we continue with the legacy of struggle in South Africa. Why didn't we ask ANC, when are you going to start killing farmers? Because you have been singing this song for too long. You know that your conscience is very clear. Your conscience knows that you are lying and you are engaged in scaremongering. And it's wrong. Don't only say conscience must apply to politicians. It must also apply to you, ordinary people, that you cannot go on a public platform and lie. So please, as a podcaster, I've listened to you and I've seen how you engage your people.
Come from an informed point of view. Don't come like you are politically informed, only to realize that, no, you are just using your privilege to create an impression that you are informed when you are not. You are not informed. Your podcast is not a state of the nation. It's a state of swart gevaar. If you want to kill a farmer, start with me. I've got more cows than you, and more cows than many whites. So don't think when we talk farmer, we talk white person. So you want to kill a farmer, start with me. The EFF will have to start with me. I'm a farmer myself. And therefore, why would I want to kill myself? All right. Why would I want to commit suicide? So I'm saying this because Prof said to me, give us something that when we leave here we'll say to our people. But we heard him. I'm saying, yeah, the white farmers have a place here. They are not going anywhere. Because it has been proven that it's a lie. It's a complete lie. Also, the fact that they are white people who go around saying we want to chase away whites is not true. We want to kill farmers is not true. If I'm going to kill whites, I will have to start with the friends of my kids. And I will have to confront my kids because they're going to say to me, Dad, why do you kill so and so? Why? Because we've become one thing. The fact that you invaded our land, you have been here for so long, that we have been into each other's skin so much that we cannot live without each other. So why would you wish away your relatives? Because to be racism is to be xenophobic. The problem with the EFF is that we have not gone all out there to recruit white people, progressive white people, to demonstrate to them that we have nothing against white people. It's just that we are calling out a system that privileged them, and they're individualizing it because they want to perpetuate the privilege, and we're not going to allow that. All right. If being means hated by those who want to perpetuate white privilege and white supremacists, then let them do that. All right. Mike, retort. So then why don't you stop singing the song? Because I'm continuing with the struggle that was handed over to me by Nelson. But you seem to have won that struggle. No, we didn't win it. That struggle is the land. That struggle is the means of production. That struggle is that the economic power must be shared amongst those who are here in South Africa working for this economy to be what it is. So we have not won because the struggle was about transfer of political power, economic power, and social power. Even with social relations, you are still superior than us. Economic relations, you are still superior than us. Therefore, the struggle has not been won. Sien jy wat ek bedoel? Of is dit net ek wat dit sien? Sien jy wat ek bedoel? Hierdie man is nie net slinks nie. Hy's intelligent. En hy het sy saak so gestel. Ongeag van wat baie ander mense sê, ja, dis 'n oproep tot om die wit mense dood te maak. Daar sê hy vir jou. En ek het dit baie interessant gevind, want gedurende, jy kan nie eens onthou nie, of het gedurende die begin van COVID was of net voor COVID nie, het hierdie einste CIC, was ek genooi daar na die Parel, ek dink dit was die cricketklub by die Parel. Parel se cricketklub waar hy eenhand gepraat het met onder andere die boere, wynboere daar van Stellenbosch en Parel, weet jy waar oral sien. En hy het basies dieselfde gesê wat hy nou sê. So hy sê ou, soos Donald Trump, wat elke dag sy storie verander nie, dan is dit 'n oorlog, dan is dit die, dan is dit daai nie. Buy Bitcoin! Lots of it! We need to build a big, beautiful arch to honor me after the ballroom, after the war with Persia. It's not really a war, it's an excursion. Hy het presies dieselfde vir hulle gesê. Min of meer.
So, ek dink net, jy weet, ouens moet partykeer 'n bietjie meer. Kyk, ons hou nie van die man nie. Dis nie asof ek nou vir Julius Malema Saterdag aand gaan oornooi vir 'n wine en 'n dine en 'n braai en so whatever nie. Die man het anyway styl ook. Hy gaan nie by my kom eet nie, want ek het seker nie genoeg silwe eetgereg en daai tipe van goed nie. Maar ek is nie so lief vir hom nie, wat ek meen. Hy maak my baie male die moeren, want hy's partykeer is hy net bloot. Hy's obnoxious en hy is soort van wat hy doen is hy probeer mense afpie. Die moerkoffie inmaak. En baie mense val vir dit. En dis presies wat hy wil hê. So hy kry altyd, glo my, Julius Malema kry altyd wat hy wil hê. En ek sê dit weer, ek kan nie sien dat Julius Malema ooit die binnekant van 'n sel gaan sien vir langer as 48 uur nie. I don't see it. Nou baie nooit wat ek meen hierdie week wat gebeur het in ons baie trust oor die regstelsel met ons konstitusie en menseregte handves en alles. Mr. Ferrari, hierdie ou. And I'm inclined, therefore, as I do now, strike the matter off the roll in terms of Section 342A, subsection 3C. As the court pleases. As the president of direction. Die staatsaanklaer daag nie op vir die saak nie. En dis wat gebeur. Lyk amper asof hulle die lotto gewen het. Lyk dit vir jou ook so? Lyk dit amper asof die man het die lotto gewen. Ja. Maar anyway, dit nou. 'n man wat op baie ernstiger aanklagte as Julius Malema staan, tree die staat so onsinvol op dat die magistraat, wat binne sy regte is, hy skop hy saak uit. Hy sê, julle is hier nie, so die staat, so, Louis, gaat julle. Anyway, maar vir Julius Malema het hulle seker gemaak, elke dag, dat elke ou wat in daai hof in moet wees, was daar. So, ja, oorverblindery man, alles oorverblindery. Maar nou ja, op baie gevaarlike noot, ek sien vir jou volgende Saterdag, selfde plek, selfde tyd, dis nou môre, sien ek vir jou op die Moerkoffie Express van 8 tot 10, ek gesels ons lekker moerletiek. Ek noem het moerletiek, het laat my so aan modder drink, want is 'n moerse gespil. Met die achtbare Marius Koetse gesels bykie moerletiek, so teen 8:30 se kant. 8:30 gesels oor sommer enige sake, tot sake van die hart, met Witwarm Wessel, die man met die kuif. En die sixpack, met sy surfboard, daai melkbos uit van sy persbank. So skakel in vir daai netjie lekker musiek, so nuus van tyd tot tyd van die nuuslesenaar af. En ons drink moerkoffie. Groetnis. Die Moerkoffie Express, Saterdag van 8 tot 10. 'n ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde W, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika. Radio South Africa. Your voice. 24/7.